Here ons Here, aan die begin van hierdie oggenddiens wil ons vanoggend bely dat alles uit U, dat alles deur U en dat alles tot U bestaan. En daarom bely ons ook dat al die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid slegs U toekom. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Kom ons word stil in gebed. Ook in die gebed, Here, wil ons vir U dankie sê, dat dit U is wat ons harte gedurig laat juig. Dat dit U is wat ons harte gedurig van dankbaarheid laat getuig. Here, dankie dat U ons hande sterk gemaak het, diensbaar om ons skepingstaak te vervul. Ons voete geskoei het, Heer, dat ons met 'n bereidheid kon leef tot U eer. Dankie vir ons stemme waarmee ons aan U hulde kan bring. Vir 'n mond wat die boodskap kan dra. Dankie, Heer, vir goud en silwer wat U aan ons skenk. En daarom, Here, kan ons vanoggend bely dat ons niks wat ons het ons eie noem nie. Dankie, Here, vir kennis en verstand wat ons uit U Vaderhand ontvang het. Dankie, Heer, dat dit U is wat ons wil, ons gevoel en ons dade rig volgens U wil. Daarom erken ons vanoggend weer, Here, dat ons lewens aan U gewy sal bly, Vader van genade. Dat ons lewens gewy sal bly aan U Seun van God die Vader,
dat ons lewens gewys sal bly aan U Heilige Gees. Want U drie-enige God is die een wat ons altyd gelei het waar ons moes stry. Wat ons altyd beskerm het in die stryd. En daarom bid ons Heer dat U woord vir ons sal oopbreek vanoggend. Sodat ons U woord vanoggend weer vars en duidelik sal hoor. Spreek Heer. U kinders luister met verwagting. Amen. Ons skriflesing vanoggend Psalm 144. Psalm 144. My Bybel bladsy 660, Psalm 144. Psalm 144. Een psalm van Dawid. Geloof sy die Here. Hy is my rots. Hy leer my hande om oorlog te maak, my vingers om te veg. U is my krag en my skuilplek, my veilige vesting en my redder. My beskermer by wie ek skuil, wat my volk aan my onderdanig maak. Here, wat is 'n mens dat u hom sou wil ken? 'n mensekind dat u aan hom sou dink? 'n mens, hoe verganklik is hy tog? Sy dae gaan soos 'n skaduwee verby. Buig u hemele, Here, en dal neer, raak die berge aan dat hulle rook. Laat die weerligstrale blits en jaag die vyande uitmekaar. Stuur u pyle en jaag hulle op loop. Strek u hand van bo af uit, bevry my, red my uit die geweldige waters, uit die mag van vreemdelinge, wie se woorde en dade leuns en bedrog is. Ek wil tot u eer 'n nuwe lied sing, o God. Tot u eer wil ek sing, met begeleiding van die lier. U wat in konings die oorwinning skenk, wat die dienaar Dawid red. Red my van die swaard wat my bedreig. Bevry my uit die mag van vreemdelinge, wie se woorde en dade leuns en bedrog is. Mag ons seuns wees soos plante wat hoog groei in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, uitgebuitel soos vir 'n paleis. Mag ons skure vol wees en oorloop van kant tot kant. Mag ons kleinvee in hulle duisende aanteel en hulle 10.000 vermenigvuldig op ons velde. Mag ons beestrop 'n groot kalweroes lewer. Mag ons nooit oorval en weggevoer word nie. Mag daar geen klaagkreet op ons pleine gehoor word nie. Gelukkig is die volk met wie dit so gaan. Dit gaan goed met die volk, wie se God die Here is. Ons lees tot hier. Psalm 144 word beskryf as een van die koningspsalms wat opgeteken is. Nadat die verbondsvolk uit ballingskap teruggekeer het en gevind het dat hulle land, hulle stad en hulle tempel nog in puin lê, omdat niemand wat hulle land beset het in hulle afwesigheid moeite gedoen het om te begin met die heropbou van die land en hulle stad en hulle tempel nie is die besetters nie. Het hierdie terugkeer in ballinge hierdie behoefte gehad aan 'n psalm vir heroriëntering in hulle heropbouproses. Hulle het 'n behoefte gehad aan 'n psalm wat hulle kom motiveer in hulle stryd teen hierdie omringende heidense volkere wat ook hulle land beset het. 'n Motivering vir hulle heropbouproses. En toe het hierdie terugkerende ballinge Psalm 8 gaan verwerk in hierdie geloofsbelijdenis. Maar die slegte is dat Psalm 144 natuurlik ook deur sommige beskryf word as 'n politieke psalm. Want as mense hierdie psalm nou mooi gaan lees, dan hoor ons dat Israel besig is om hulle geloofende verbondsvolk direk te gaan koppel aan Israel se militêre suksesse. En dan ook aan die voortbestaan
van Dawid se koningshuis. So met hierdie psalm het die Israeliete dan ook hulle godsdienst en hulle eie tydse politieke belewennisse onlosmaaklik aan mekaar verbind. En dis teen hierdie agtergrond dat ons lees van Dawid se belydenis aangaande die mens se nietigheid en verganklikheid. En as hy dan hier skryf oor die mens se nietigheid en verganklikheid, dan meet hy dit aan die mens se lewensdae wat so snel verbygaan, aan geslagte wat kom en gaan. En dan beklemtoon Dawid dat die mens se lewe eintlik niks werd is nie. Niks werd gemeet aan hierdie geweldige bedreiging deur hierdie omringende vyandige volkere. Want onthou, hierdie vyandige volkere was daardie volkere wat Israel gereeld in oorlog verslaan het in die Ou Testament. By 2 geleenthede Israel weggevoer het in ballingskap en dan in die vreemde land hulle verslaaf het. En nou kom Dawid, nou beskryf hy in hierdie lied hierdie omringende heidense volkere as 'n geweldige waterstroom wat Israel wil oorstroom en vernietig. En met hierdie beeld gryp hy terug na die skepping. Die chaosmagte van voor die skepping wat geheers het, wat alles oordonder het. Soos hierdie vyande 'n chaosmag wat Israel oordonder, wat Israel vernietig. Want onthou, hierdie volkere sê hy, is skuldig aan valsheid. Skuldig daaraan dat hulle skenders is van onderlinge menslike ooreenkomste. En dan lees ons Dawid se reaksie op dit alles. Dan sê hy in vers 9 en vers 10. Ek wil tot u eer 'n nuwe lied sing, o God. Tot u eer wil ek sing met begeleiding van die lier. En dan vers 10. U wat aan konings die oorwinning skenk, wat u dienaar red. En hierdie geloofsbelijdenis van Dawid, is nie net 'n belydenis wat oor sy lippe rol, omdat dit regklinkende woorde vir hierdie omstandighede is nie. Dis die geloofsbelijdenis wat maar net hierdie ou stukkie geloofsousie is, wat hy oor omstandighede wil uitgiet nie. Daarom bid Paulus, hoekom is hy met Paulus die mekaar? Daarom bid Dawid, dat die verbondsgod sal ingryp. Dat die verbondsgod sal ingryp. Maar hoe? Dan spesifiseer hy, dat hierdie verbondsgod sal ingryp met hierdie magtige godsverskyning, soos wat in die verlede al aan die verbondsvolk verskyn het. Dieselfde magtige godsverskyning, soos wat hy aan 'n Moses en 'n Josua en die rigters verskyn het en soveel ander Bybelfigure. 'n magtige geloofsverskyning met die natuurelemente van die vulkaan en die donderstorm. As ons mooi hoor, dan bid dit Dawid dat die Here sal ingryp met sy goddelike geweld teen hierdie geweld van die vyande. Dat God sal ingryp ter wille van die bevryding van sy volk. En wanneer God ingryp en die oorwinning gee, dan sê Dawid, word al hierdie balanse in hierdie verbondsvolk herstel. Die volk beleef weer na God se ingryping, hierdie toestand van vrede en veiligheid, voorspoed, volkomenheid, gelukkigheid. Die resultaat hiervan is dat Dawid sê, hy verlustig hom in sy volk se seuns en dogters, sy jeugdigheid, sy lewenskragtigheid, sy skoonheid. Hy sê, as God die oorwinning gee, is die resultaat daarvan, dat daar weer in die natuur ongekende voorspoed kom. Daar's 'n aanwas van klein vee en groot vee. En dan die belangrikste, hy verlaaste, hy sê, as God, hierdie verbondsgod van ons, die oorwinning gee, is daar net nie meer vyande nie. Daar's nie meer vyande wat met hulle stormramme ons stadsmure kan deurbreek en ons volk kan verslaaf en wegvoer in ballingskap nie. As God, hierdie verbondsgod van ons, die oorwinning gee, hoor ons nie meer die angsgeskreeu van mense op die strate en op die stadspleine nie, want daar's vrede. Want hierdie intieme geloofsverhouding met die verbondsgod word weer deur God self herstel. Daarom sing hy, sê hy, 'n nuwe lied. Hy sê, hy sing 'n lied tot eer van die verbondsgod wat die oorwinning gegee het. Hy sê vers 1 en 2, geloof sy die Here, hy is my rots.
Hy leer my hande om oorlog te maak, my vingers om te veg. U is my krag en my skuilplek, my veilige vesting en my redding, my beskermer by wie ek skuil, wat my volk aan my onderdanig maak. Wat hy uitbrei met die woorde van vers 9 wat ek net nou gelees het. Ek wil tot u eer 'n nuwe lied sing, o God. Tot u eer wil ek sing met begeleiding van die lier. En dan daai geloofsbelijdenis van hom. U wat aan konings die oorwinning skenk, wat u dienaar Dawid red, vers 10, wat hy uitbrei in vers 15. Gelukkig is die volk met wie dit so gaan. Dit gaan goed met die volk, wie se God die Here is. Kan ek weer hierdie vir julle herhaal? Sy lied wat hy sing. Geloof sy die Here, hy is my rots. Hy leer my hande om oorlog te maak, my vingers om te veg. U is my krag en my skuilplek, my veilige vesting en my redder, my beskermer by wie ek skuil, wat my volk en my onderdanig maak. Ek wil tot u eer 'n nuwe lied sing, o God, tot u eer wil ek sing met begeleiding van die lier. En dan sy geloofsbelijdenis. Vers 10, u wat aan konings die oorwinning skenk, wat u dienaar Dawid red. Gelukkig is die volk, met wie dit so gaan. Dit gaan goed met die volk, wie se God die Here is. En hoe raak dit ons vandag? Ons praat smaaklik met mekaar saam. In 2012. Oor hoe vinnig die eindtyd naderkom. Wat ons praat baie smaaklik saam oor die toename in aardbewings en hongersnood. Die toename in sonverduistering en maanverduistering. Die toename in oorloë en gerugte van oorloë. Van liefde wat afkoel. Van die toename in peste en plaag. Die toename in verdrukking oor die wêreld. Die toename in valse godsdienste en valse profete. Ons praat smaaklik saam oor die toename in afvalligheid. Ons praat smaaklik oor die predikers wat ons soek, wat preek wat ons wil hoor. Die toename in valse Christene en die anti-Christ. Ons praat smaaklik saam oor die toename in hoogmoed en ongeregtigheid. Dan sê ons mekaar, ja, vandag is daar 'n toename in ons eie gemeenskap van onsedelikheid, 'n toename van onreinheid en losbandigheid, 'n toename van afgodsdiens en towery. En ons praat smaaklik oor al die vyandskap en haat en naaiwer, woede, rusies en verdeeldheid wat in ons gemeenskap voorkom. Ons praat so lekker oor die skering en afguns. Ja, ek hoor ek gaan weg uit die gemeente omdat ek en Dani nie kan saamwerk nie. Dis wat gesê word, hoor ek. 'n Toename in dronkenskap, uitspattigheid, toename in gebruik van afhanklikheidsmiddels, 'n toename van politieke en finansiële onsekerheid. En ek weet nie wat ons alles sê nie, want op die ouene as ek daai prentjie saamvat, dan hoor ek 'n prentjie waar ons Paulus se beskrywing in Filippense 2 beamoen. En dan sê ons mekaar, hierdie wêreld waarin ons leef, hierdie mense waaronder ons leef, is ontaard en korrup. En dan kyk ons met 'n vergrootglas en dan etiketeer ons. Wat is ons reaksie op dit alles? Is ek en jy soos kinders wat deur golwe heen en weer en op en af geslinger word? Is ek en jy soos kinders wat deur elke wind van dwaalleer weggevoer word wanneer vals leraars ons op dwaalweë wil wegvoer en ons maar so saam met almal saamstap? Ook met die, wat ek nou sommer noem, die stigting van die nuwe kerk, die Suikerbos Oordkerk in Heidelberg. Ons gaan saam met die stroom. Ons praat een ding, maar aan die ander kant stap ons saam met die strome. Want ek is bang ek moet opstaan om my mond oop te maak, want dan word ek ook geëtiketeer. Of kom Dawid se geloofsbelijdenis oor ons lippe, dat ons op hierdie stadium in die geskiedenis van Heidelberg en die geskiedenis van Suid-Afrika leef in 'n wêreld waar geen mens ons meer kan help nie. Is net die Here wat die oorwinning kan gee. Is dit regtig wat ek en jy glo? Dat die Here die oorwinning gee?
As ek en jy dit glo, dan herinner ek jou vanoggend aan dit wat Dawid sê in Psalm 144. Dan moet ek en jy begin bid. Bid vir ons seuns en dogters, dat die Here hulle sal seën. Maar weet julle, ons moet ook nie nalat om ook vir ons ou mense en ons middelijariges te bid nie. Want ons is almal die kerk van Christus. Volgende weer op die radio gehoor, die jeug is die kerk van die toekoms, maar wat van die kerk van nou? Ek en jy, en ons middeljaar en ons ou mense, dis die kerk van nou. Jong mense as dooplidmaat in die enige kerk is die kerk van nou. Ons moet bid vir die kerk van nou. Ja, kom ons bid vir ons jong mense. Daarmee stem ek saam. Hulle het dit nodig. Want hulle moet nog baie geleer word. Maar weet julle die probleem, ons jong mense kan nie doen wat hulle ouers hulle toelaat. Ek het 5 katkesante wat nie 80% bywoning hierdie jare het nie. En dit ook die verlede jaar gehad het nie. Terwille van hulle skryf met julle klastoets, 3 van hulle het onttrek. Dan omtrent 1/3 bywoning hierdie jaar. En net so min verlede jaar. Wat help het ons bid vir die kinders, ons bid vir die ouers wat nie hulle doopbelofte nakom nie. Ons bid vir almal. Ook vir die ongelowiges, maar ook vir die gelowiges. Ons moet bid dat die Here die misdaadsyfer in ons land sal beteel. Ek en jy kan dit nie doen nie. Daar's nie 'n manier dat ek en jy iets kan doen nie. Ek en jy kan al ons vuurwapens uitpak. Ons kan die grootste oorlog maak, maar dit sal nie vrede bring nie. Dit sal nie misdaadsyfers laat daal nie. Ek en jy moet bid dat die Here self sal ingryp in hierdie land van ons. Van bo tot onder, by my en jouself ook. Sodat ons die eerlike, reguit Christelike pad sal leef. Daarom sal ons moet bid vir ons gemeenskapsleiers. Dat hulle sal opstaan en sê, maar hier is die riglyn waarvolgens ek leef en werk en praat. En dan praat ek van gemeenskapsleiers op alle terreine. Ons sal moet bid dat die Here ons landbou sal seën, dat ek hier kos op ons tafel sal hê. En ek is ernstig as ek dit sê. As jy mooi luister na ons boerderybedryf, raak dit 'n krisis. En dit gaan nie oor rand en sent van insetkoste en wat hulle winste maak nie. Dit gaan oor besetting van grond. Gaan kyk hoe gaan dit in Afrika. Hoeveel lande het nog landbou om uit te voer in die wêreld? Ons moet bid dat die Here ons landbou sal seën, sodat daar voedsel op ons tafel sal wees. Ek en jy sal moet bid dat die Here ons van ons vyand sal verlos. Ons sal moet bid dat die Here ons van ons vyand sal moet verlos. En nou wil ek met respek amper vra, steek jou hand op om te sê, wie het nou gedink aan die ANC? Ek beskou hulle nie regtig as ons vyand. Weet julle, ons vyand is die Satan, wat rondloop soos 'n brullende leeu, wat gedurig op die uitkyk is wanneer hy my en jou kan verslind. Wanneer hy my en jou kosbare geloofsverhouding met ons God kan vernietig. Dis die vyand waarvan ons ontslae moet raak in ons eie lewens. Dis die vyand waarvan ons ontslae moet raak in ons land. Bid dat die Here ons van ons vyand, die Satan, sal verlos. Maar ek moet nie net bid nie. Volgens Dawid in Psalm 144 en baie van sy ander psalms ook, sal ek hier moet begin om 'n loflied te sing. 'n Loflied sing. En of jy nou kan sing of nie, maar 'n loflied sing om aan die Here die erkenning te gee, die eer te gee dat hy vir my en jou uitkoms gegee het. Van hulle as het ek hier 'n sommetjie gaan maak oor watter uitkomste die Here al in ons volksgeskiedenis gegee het. Ag, ekskuus julle verskoning as julle nou nie almal geskiedenis op skool gehad, ekskuus hoor. Maar is 'n makliker sommetjie om te maak. Hoeveel keer in my en jou lewe het die Here al die uitkoms gegee? Hoeveel keer het die Here my en jou al in 'n krisissituasie gered? Onthou ek en jy dit nog? Sing ek en jy nog lofliedere tot sy eer om aan hom daardie erkenning te gee? 'n Loflied waardeur ek en jy aan hom die eer bring vir al die seëninge wat ek en jy ontvang. Geestelike seëninge, onthou ons almal, ja. Maar geestelike seëninge, as steek ons by 'n kruis op Golgotha vas, onthou ons die res van die geestelike seëninge.
onthou ons wat dit hom gekos het, om aan die kruis te gaan. Maar onthou ek en jy, dat hy opgestaan het uit die dood het, om juist die dood en die Satan vir my en jou te oorwin. Dat, soos Paulus sê, ek en jy loflied kan sing, omdat ons saam met hom leef. 'n loflied oor die Heilige Gees wat my en jou elke dag belei, of begelei. As ons net verluister na hom, dan sal ons baie beter lofliedere sing, om aan die Here die erkenning te bring, vir al hierdie seëninge wat ek hier op geestelike gebied ontvang. Maar ons kla so, dat ons finansiëel swaar kry, dat ons vergeet om die som te maak, oor hoeveel kos op ons tafels is, hoeveel klerekaste daar in my huis vol klere is, hoeveel motors in my garage staan. Dis die seëninge waarvoor ek hier 'n loflied moet sing. Dis die seëninge wat die wêreld moet hoor, wat die Here die verskil maak. Oor hoe hy vir my die fisiese krag gee, die geloofskrag gee, om my dagtaak te verrig, om my stukkie te gaan doen om sy skepping te ontwikkel. Dis waarvoor ek hier moet lofliedere sing. Maar ek dink Dawid herinner my en jou ook daaraan, dat ons hierdie loflied moet leef. Ek en jy hierdie loflied moet leef in ons geloofsverhouding met hom. Van die laas het ek en jy regtig gaan stil word voor die Here, met hom persoonlik gepraat en dankie gesê vir al hierdie seëninge. Val die uitkomste uit krisistye. Nie omdat ons die Here daaraan moet herinner wat hy gedoen het nie, maar om hierdie ou pampoenpytjies van ons daaraan te herinner wat die Here al vir ons gedoen het. Dis hoekom die Here wil hê ons moet met hom praat. Ons moet hierdie loflied gaan leef in ons verhoudings met mekaar. Want dan gaan ons met 'n ander bril na mekaar kyk. Dan sal ons ophou om mekaar se kop te was, en sal ons diensknegt soos Christus mekaar se voete was. Dan sal ons, soos Paulus sê, net dit praat wat goed en opbouend is vir mekaar en van mekaar. Dan sal ons moeite maak om by mekaar betrokke te wees. As ons moeite doen om mekaar te dra deur die lewe in krisistye, maar as ons moeite doen om saam lofliedere met mekaar te sing, omdat ek ook in jou lewensvreugde steel. Ons moet wegkom daarvan om in ons eie hoekie te sit. En ons moet begin leef in ons verhoudings met mekaar, waar ons weer kwaliteit verhoudings met mekaar bou, geloofsverhoudings met mekaar bou, sodat ons mekaar kan versterk in ons geloof. Want dis hoekom ek en jy daar is, dis hoekom ek en jy deel is van die kerk van Christus, om terwyl ons hierdie loflied leef vir die seëninge wat ons ontvang het, mekaar ook in ons geloof te bou. Wat ons mekaar nodig om geestelik te groei. Maar ons sal ook in ons verhouding met die natuur hierdie loflied moet leef. Ons sal moet ophou om te vernietig so ver ons gaan. Af te breek. Maar ook die skepping te bou. Die totale skepping wat die Here self geskaap het. En elke dag lees ons die refrein in die skepingsverhaal, en die Here het gesien, dit was goed en dit was mooi, dit was volmaak gewees. Ons mensdom het dit vernietig. Ek wil nie sê ons voorouers nie, want ek en jy het ook aandeel daaraan. Dit tyd geword, dat ons weer die skepping ook bou, deurdat ons hierdie loflied wat ons sing, vir al die seëninge wat ons ontvang, terugploeg ook in die skepping rondom ons. Die wêreld 'n beter plek maak om te bly. As ek en jy bereid is om dit te doen, as ek en jy bereid is om regtig 'n loflied te sing, en regtig te bid, omdat ek en jy bely dat die Here alleen die oorwinning gee. Kom ons sing dan as ons gebed terwyl ons so bly sit. Lied 284 se 3 verse, en kom ons bedoel dit, ons gebed en antwoord op die Here se boodskap vanoggend.
Wanneer ons vanoggend hierdie dankoffer aan U wy, Here, wil ons dit aan U wy met 'n nuwe lied wat ons wil sing. 'n Nuwe lied tot U eer. Want U was nog altyd ons rots. U het ons hande nog altyd geleer om die skepping te bewerk. Here, ons sing 'n nuwe lied tot U eer in erkenning dat U nog altyd ons krag en ons skuilplek was, ons veilige vesting en ons redder, ons beskermer by wie ons kan skuil. Daarom, Here, bely ons dat dit U is wat die oorwinning gee. Dat ons persoonlik gelukkig is, omdat dit met ons goed gaan as U kinders. Aan U die eer. Amen. Die Here stuur ons die wêreld in om hierdie loflied en geloofsbelijdenis te gaan leef met sy belofte van seën waar hy sê, ek is voor jou om vir jou die pad gelyk te maak. Ek is langs jou om jou in my arms toe te vou. Ek is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Ek is onder jou om jou te dra as jy val. Ek is rondom jou om jou te beskerm. Ek is bokant jou om jou te seën. Ek is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Ek, die drie-enige God, is by jou van nou af tot in ewigheid.